Hallo julle, hier is ons alweer aan die einde van net nog 'n jaar. En met hierdie oujaarsaandiens wil ek graag vir julle die tema gee as maak ons slim Here, want ons tyd loop uit. En ons gaan saam lees uit Psalm 90 vers 10 en 12, die gebed van Moses. Maar kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons so aan die einde van die jaar ook kan terugkyk op 'n jaar wat verby is en kan sien die Here was vir ons goed. Here, aan die liefde en aan die trou is en was daar geen einde nie. En daarom kan ons ook met verwagting kyk na 'n jaar wat voorlê en kan weet dat as U vir ons hierdie afgelope jaar nooit in die steek gelaat het en nooit alleen gelaat het nie, sal U dit ook nie in die toekoms doen nie. En daarom bid ons dat U deur U woord en die Gees ook vandag vir ons weer sal versterk met nuwe moed, ook vir die jaar wat voorlê. Want ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Psalm 90 is 'n gebed van Moses. Hy sê vers 10, ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80, en die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe. En die boodskapvertaling lei so, die meeste van ons word maar so 70 jaar oud. Mense wat sterker is, kan dalk nog 80 haal, maar die lewe loop hand aan hand met swaar kry en hartseer. En dit gaan so bitter gou verby. Die dood kom nog vinniger as wat ons dink. En dan vra Moses hierson vers 12, leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. Die boodskapvertaling, dan vra ons, maak ons slim, sodat ons elke dag sal gebruik om reg te doen. Nou, die jaar gaan so vinnig verby nie, jy hou letterlik die tred nie. Ons jaag letterlik na die einde van ons lewens. Ons kan aan die einde van die jaar sê, ons is vandag 375 dae ouer as hierdie tyd verlede jaar. Of 8760 uur ouer. Of 5025, amper dink ek soos 'n ex-president. 525.600 minute wat ons ouer is as verlede jaar hierdie tyd. En jy weet, 'n mens voel dit aan jou liggaam as jy in die oggend opstaan. Hierdie gewrigte wat so begin kraak, energie wat al hoe minder word. En ons sien dit ook ongelukkig aan ons geliefdes en vriende wat ons hierdie jaar aan die dood moes afstaan. En baie keer beleef ons dit ook so deur die jaar, die stilte en die eensaamheid wat intree, waar daar voorheen 'n huis vol beweging en besigheid was en werk wat met 'n vol agenda en spertye, het dit nou stil en amper doods geword. Dit is amper soos 'n vliegtuig wat gereed maak om te kom land, besig om spoed te verloor, want binnekort land op die aanloopbaan. Die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, wat het jy langs hierdie lewenspad, hierdie lewensreis geleer? Hierdie lewenspad wat vlieg na jou einde toe. En jy moet nie dink hierdie jaar was gemors nie. Jy moet nie dink dit was 'n nuttelose jaar wat verbygevlieg het nie. Want God het jou die afgelope jaar in 'n leerskool gesit. Hy het jou in 'n leerskool geplaas om iets te leer. Nie om boekekennis te leer nie, maar om wysheid te leer, goddelike wysheid te leer. So, watter wysheid het ek en jy hierdie afgelope jaar alles geleer? Ons teks vandag is 'n eenvoudige gebed, maar ook 'n baie diep een. Here, maak ons slim, want ons tyd loop uit. Nie slim soos die wêreld dit verstaan nie, nie IQ nie, maar slim voor God, goddelike wysheid. Psalm 90 vers 12, leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. En ons weet net, hoe ouer ons word, hoe vinniger voel dit of die tyd net eenvoudig verbygaan. En daarom vra Moses nie vir 'n langer lewe nie. Moses kom aan die vraag van die Here, leer vir my wysheid. Nou, wat is hierdie wysheid wat ons moet bekom, wat ons ergens langs die pad moet aanleer? Eerstens, wysheid begin om die Here in gehoorsaamheid te dien. Wysheid begin om die Here in gehoorsaamheid te dien. Spreuke 9 vers 10 leer ons, wysheid begin met die dien van die Here. Wysheid begin daar waar 'n mens ontzag vir God het en waar jy hom in gehoorsaamheid dien.
Wysheid is nie die hoeveelheid kennis wat ons het nie. Wysheid is ook nie hoe slim ons is nie. Wysheid is ook nie hoe hoog jou IQ is nie. Wysheid is om God en sy wil vir my ernstig op te neem. Om elke dag te leef met die besef, ek leef voor die aangesig van God. Ek moet elke dag verantwoording voor God doen vir my doen en late. Maar tweedens, wysheid help ons onderskei wat werklik belangrik is. Nie alleen wysheid begin om die Here in gehoorsaamheid te dien nie, maar wysheid help ons onderskei wat werklik belangrik is. Nou ja, Psalm 90 herinner ons daarin, die lewe is kort, ons tyd loop uit. En daarom help wysheid ons om te onderskei wat tydelik is en wat op die ouen ewig is. Paulus bid in Filippense 1:10 as hy sê, hy bid dat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dit wat regtig in die lewe saak maak, dit wat waarde het, sodat jy nie jou tyd met onbenullighede vermors nie. Want daarvoor is die lewe heeltemal te kort. Wat beteken dit in die praktyk? Prakties beteken dit om nie vas te steek by die verlede, by sy seerkry en sy onreg nie. Met ander woorde, om nie boek te hou met van die kwaad nie. Om die verlede, iets van die verlede te laat bly. Om nie jou energie te mors op bitterheid of rusies of wraak nie. Om nie telke male in dieselfde groep vas te val om ek wil hierdie strydpunt ten wil en dank wen, maak die saak wat dit beteken nie. Om nie elke keer op dieselfde verkeerde sondige manier op te tree en dan een of ander tyd 'n positiewe uitkoms te verwag nie. Nee, wysheid is om in elke situasie te kan onderskei wat vir God belangrik en aanneemlik is. Wat hy van my en jou verwag. Dis daai onderskeiding wat wysheid bring. Dis wat Romeine 12:2 in die boodskap vertaling sê. Laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Dis wysheid. Paulus skryf so in Efesiërs 5:10 as hy sê, as julle iets doen, vra of die Here daarmee tevrede sal wees. As jy iets doen, vra eers of die Here daarmee tevrede sal wees. Dis wysheid. Wysheid is om hierdie onderskeiding te kan handhaaf en te soek na hierdie wysheid en dit na te jaag. En weet jy wat? Dit klink dalk soos harde werk, maar dis oor en oor die moeite werd. Hoor wat sê Spreuke 3 vers 13 tot 15 en vers 17. Hy sê, die mens wat wysheid kry, sy lewe is vol geluk. Die blydskap wat uit 'n wyse lewe straal, is baie kosbaar. Dit is baie meer werd as al die banke se geld en al die myne se goud. Baie meer as die allerkosbaarste dinge wat jy graag wil hê. Dit bring baie aangename dinge. Dit bring vrede binne in jou. Dis die moeite werd om goddelike wysheid na te jaag en daarna te soek. Maar derdens, wysheid laat ons ook reg leef en optree voor God se oë. Die Bybel kom en hy verbind wysheid aan regte optrede en regte woorde. Jakobus 3 vers 13 tot 15 sê, boodskapvertaling, is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. As julle bitter jaloers en selfsugtige ambisie in julle harte het, moenie dan spog dat julle wysheid het nie. Dis om teen die waarheid in te lieg. Jaloesie en selfsug is nie wysheid wat van God afkom nie. Dis eerder aards, tipies van iemand se sondige natuur. Wysheid laat jou reg leef en optree voor God se oë. In die praktyk lyk dit byvoorbeeld so ten opsigte van jou woorde. Wanneer jy wysheid het, dan
luister jy langer voordat jy begin praat. Jy bou eerder op met jou woorde as om af te breek. Spreuke 12 vers 18 sê so: praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Of, ander vertaling, 'n gelowige se woorde bemoedig ander en gee hulle moed vir die lewe. 'n Wyse persoon, 'n gelowige se woorde bemoedig ander en gee hulle moed vir die lewe. Wysheid in die praktyk lyk ook so byvoorbeeld in jou verhoudings. Dit maak dat jy nie aan die wrokke van die verlede bly vasklou nie. Ja, 'n mens kry baie keer seer, baie keer baie diep seer. Maar 'n wyse persoon probeer weer, net omdat die Here so sê. En daarom sê Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Hy gaan verder deur selfs te sê in Romeine 12 vers 14, seën jou vervolgers, ja, seën hulle, moenie hulle vervloek nie. Dwaase optrede is om hulle te vervloek en te verwens, wyse optrede is om hulle te seën. En daarom wyse optrede in die praktyk lyk so, jy vergewe, al kry jy nie jammer van die aggressor nie, al is die ander persoon nie regtig eers jammer oor wat hy of sy jou aangedoen het nie. Want Kolossense 3:13 sê, wees geduldig met mekaar. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets en die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Dis die maatstaf, soos die Here vergewe het, volledig alles. Wysheid vra nie wie was reg nie, dit vra wat is reg voor God. En daar is nog baie meer van regte optrede in verhoudings. En dit lyk soos klein dingetjies, maar dit is wyse optrede, dit is om reg te doen voor God. Dis wat God vir my en jou wil leer op hierdie lewensreis om met wysheid, met goddelike wysheid reg op te tree. En so aan die einde van die jaar as mens terugkyk, dan moet jy mens vir jouself afvra, maar het ek al iets daarvan langs die pad geleer? Wys my woorde en dade iets van hierdie goddelike wysheid. Maar vierdens, hierdie wysheid berei ons voor om God te ontmoet. Ja, ons jaag na ons eindbestemming. Psalm 90 vers 10 sê, die meeste van ons word maar so 70 jaar oud. Mense wat sterker is, kan dalk nog 80 haal, maar die lewe loop hand aan hand met swaar kry en hartseer, en dit gaan so bitter gou verby. Die dood kom nog vinniger as wat ons dink. En hierdie lewensreis waarop ek en jy is, dis nie altyd 'n maklike reis nie. Dis met sy ups en sy downs. Want die lewe loop hand aan hand met swaar kry en hartseer, sê Psalm 90. In die afgelope jaar het baie van ons lidmate van hierdie swaar kry en hierdie hartseer belewe. Daar was 'n hele paar geliefdes wat die jaar aan die dood afgestaan is. Daar was 'n hele paar lidmate wat kanker gehad het en met die wat jou in sy greep gehad het en waarmee jy dalk nou nog stoei. En dan was daar kinders wat jou seermaak en verwerp. En dan is daar dinge soos finansies en skuld wat jou nagte laat rondrol en wonder oor die dag van môre. En so kan mens die een ding op die ander noem om te sê, weet jy wat, hierdie jaar wat verby is, dit was nie plain sailing nie. Maar alles kom tot 'n einde wanneer jy jou eindbestemming bereik het. Die dood kom nog vinniger as wat ons dink, sê Psalm 90. En die vraag wat ons vandag moet vra, is jy gereed vir jou eindbestemming? Weet jy verseker, soos in 100% verseker, waarheen jy op pad is?
Want ek en jy, laat ons dit nou maar vir mekaar erken, ek en jy leef op geleende tyd. Sheila het dan nie Beverly het gesê, ons is past our sell by date. Ons leef op genade tyd. Die einde wag vir my en jou. Weet jy verseker wat jou eindbestemming is? Die dwaas dink daar is geen God nie, sê Psalm 14 vers 1. Maar die wyse, die gelowige weet en glo dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is en dat niemand na die Vader kom behalwe deur hom nie. Johannes 14 vers 6. En Jesus bevestig dit in Johannes 10 vers 28 as hy sê, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En daarom maak ons as gelowiges nie staat op goeie werke of op sondelose gedrag of woorde nie. Want niemand van ons sal ooit op hierdie manier in die hemel kan kom nie. Dis nie dwaase wat dink dat jy op hierdie manier ergens gered kan word. Wyse mense, gelowiges, maak staat op die woord van God. Gelowiges, wyse mense hou vas aan God se beloftes. Johannes 3 vers 16, so lief het God vir my en vir jou gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ek en jy wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daarom skryf Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 8 as hy sê, die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Vir die wyses, die gelowiges, is dit die krag van God. En daarom jou enigste troos in hierdie lewe en in dood, is dat jy met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan jouself nie, maar aan jou getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het jou met sy kosbare bloed vir al jou sondes ten volle betaal en jou uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Dis God se woord, dis God se belofte vir my en jou. En wyse mense, gelowiges, glo dit en aanvaar dit en leef soos mense wat weet waarheen hulle op pad is, wat hulle eindbestemming is. Daarom ten slotte, ek en jy, ons het nog 'n jaar oorleef, halleluja, maar ons leef op geleende tyd. En daarom is my gebed vir jou, maar ook vir my. Here, maak ons slim, gee vir ons hierdie goddelike wysheid, want ons tyd loop uit. Amen. Ek wil saam met jou bid, 'n gebed wat per WhatsApp op hierdie stadium sirkuleer, maar wat ek wil hê dat jy asseblief saam met my vandag moet bid, gebed vir die laaste dag van die jaar. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir elke dag van hierdie jaar, vir die goeie dae wat my laat glimlag het, en vir die moeilike dae wat my nader aan U gebring het. Dankie dat U my gedra toe ek moeg was, my vasgehou toe ek wou los, en my beskerm het, selfs toe ek dit nie gesien het nie. Ek lê vandag die jare in U hande neer. Alles wat seer was, gee ek vir U. Alles wat onvoltooid is, vertrou ek aan U toe. Alles waarvoor ek dankbaar is, bring ek met 'n nederige hart. En Here, vergewe my waar ek gefaal het, waar ek getwyfel het, waar ek nie vertrou het soos ek moes nie. Gaan saam met my oor na die nuwe jaar, loop voor my uit, maak my hart nuut, my geloof sterker en my geloof vas in U beloftes. Ek kies vandag om U te vertrou met my toekoms, want U was getrou in my verlede. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters, gemeente, namens die kerkraad, namens my en Sheila, 'n baie
geseënde, voorspoedige nuwe jaar in die krag van die Here. Mag ons die jaar wat voorlê baie slimmer word, geestelik volwasse word, goddelik wyser word, en mag dit in ons woorde en ons dade sigbaar word, sodat ons God daardeur geëer sal word. So, gaan die nuwe jaar in met vreugde, gaan dit in die naam van die Here en geniet die tyd wat die Here vir elkeen van ons gegee het. Dan sal ons sien julle Sondag by die kerk. Totsiens.